Vriende, ons gaan net so sit en dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ook vir die Here net dankie sê vir sy goedheid en sy genade oor ons. Hemelvader, baie dankie dat ons andermaal op 'n Sondagoggend by mekaar kan wees in U naam. Baie dankie dat ons weet dat U 'n besondere belang het by U kerk en wanneer U gemeente so saamkom. En baie dankie dat ons weet dat U Heilige Gees in ons midde werksaam is en dat U Gees ook vir ons die verligting bring om die woord te verstaan, sodat U Vader verheerlik kan word deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Baie dankie vir die wonderlike woord wat vanmôre vir my so treffend was in my stilte tyd, was toe ek daar deur Lukas 1 werk en ek lees daar die woorde dat die koms van die Here Jesus is die goeie tyding wat gekom het dat sondaars gered kan word. En ag Here, baie keer in hierdie de mekaar wêreld vergeet ons dat ons die goeie boodskap, die goeie tyding, die blye nuus van Christus se koms, Here, amper so half vergeet en in hierdie moeilike tye so half, Here, dit een kant skuif en wonder wanneer sal dit beter gaan. Here, dan besef ons die beste dag het aangebreek, die dag toe U ons siele kom red het. En Here, die beste lewe lê vir ons voor, die dag wanneer ons U in U heerlikheid sal sien. En in die interim tyd vra ons vir U vir getrouheid, vra ons vir U Here vir wysheid ons. Dink aan hulle wat ly en wat swaar kry in hierdie tyd. Here, wat geliefdes aan die dood afgestaan het, dat U tog vir hulle sal versterk met krag uit die hoogte. Vir hulle wat deur siekte gaan op die oomblik en lyding ervaar, dat U vir hulle sal verseker van U nabyheid en dat daar 'n gemeente is wat vir hulle bid. En vir ons wat vanmôre gesond is en die voorreg het om hier saam te wees in hierdie plek van aanbidding, Here, ons loof en ons prys U naam en wil ons soos Paulus in Filippense 4 sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Laat alles deur gebed en smeking met danksegginge bekend word by die Here, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus ons Here. Dis die gebed van my hart vanmôre vir ons as gemeente, ook vir hulle wat inskakel. Ag Here, sal U by elkeen op 'n besondere manier stil staan en die woord van U waarheid aan hulle harte meedeel. 'n Woord van bemoediging, miskien 'n woord van waarskuwing, van vermaaning. Here, ons weet nie hoe gaan U in harte werk vanmôre nie, maar ons vra, doen slegs U wil, Heer. U wil ook met my. U is die pottebakker en ek is die klei. Vorm my en maak my, Here, net soos U wil. Op U slegs wag ek, nederig en stil. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus, met word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons by die hoogtepunt van ons erediens kan uitkom, en dis om die woord van die Here oop te maak by Openbaring, die eerste hoofstuk. Nou soos jy weet, is ons tans besig met die boek Openbaring in die oggenddiens, en ons is in die aande besig met die boek Psalms, en dan woensdae aande met die boodskap oor verhoudinge. Nou wil ek maar vir die mense sê wat man en vrou is, julle kan maar julle stoele teen mekaar skuif, en vanmôre gaan ons stilstaan by ons derde boodskap. Nou vriende, vanmôre begin ek met die vers vir vers verklaring van die boek Openbaring. So, jy moet maar asseblief volg. Partykeer raak ek soos 'n Lister engine, jy weet mos, hy begin stadig en al vinniger, en dan moet jy omtrent 'n tuinslang kry om hom nat spuit om hom dood te kry. Nou ek is omtrent so, en hier's heelwat inligting wat ek moet deurgee vanmôre, maar sonder om enige tyd verder te verwyl, kom ons kom by 'n kort oorsig. Ons het al reeds met u gepraat by die eerste boodskap oor die rede vir die geweldige misverstaan van en die onnodige debatte rondom die boek Openbaring. Die week 'n oproep gekry van 'n oom wat ook inskakel, en hy het vir my gevra, kan hy hierdie boodskappe van my nie plaas op 'n groep wat hy het van so plus minus 100 mense wat oor die eindtye belangstel nie, en ek het vir hom gesê, is 100% reg met my, maar toe praat ons ook oor sekere aspekte van die eindtye. Vriende, daar is verskille onder mense, en jy moet tog nou nie die ou wat van jou verskil, jy weet, 'n pyl en boog kry en hom uithaal, en by jouself dink, luister, hierdie is 'n ketter, en ons van hom so vinnig as moontlik van die aardbol af verwyder nie. Ons kan verskil oor sekere goed,
Daar is sekere prominente waarhede, ons praat van fundamentele waarhede, waaroor ons nooit kan verskil nie. Dis oor die maagdelike geboorte van Christus, die feit dat hy sondeloos was, dat hy God is wat mens kon word het, dat hy 'n sondelose lewe gelei het, 'n eenmalige offer aan die kruis gebring het, en dat hy die enigste weg na God toe is. Hy is die enigste deur wat ons in die hemel sal inbring. Daaroor kan ons nie verskil nie, maar ons kan hier en daar 'n bietjie verskil oor van die ander goedjies, en daarom kan ons ook as gemeente 'n eenheid vorm, en een eet varkvleis, die ander een hou nie daarvan nie. Maar moet dit nie Bybels maak nie. Die een het 'n inenting gevat, die ander een nie. Moet dit nie Bybels maak, en die volgende ou wil doodry met die kar omdat hy ingeënt is, en die ander ou wat nie ingeënt is, die ander een wil doodry nie. Kom ons wees volwasse genoeg, en ook wanneer dit kom by die boek Openbaring, daar is so 4 skrifverklaringsmetodes wat mense gebruik het, en die eerste 3 wat ek vir u genoem het, bring baie verwarring. En vir u gesê dat in hierdie verklaringsmetodes allegoriseer mense, hulle beskou dat die boek se simbole op 'n manier geïnterpreteer moet word, en hulle bring gedagtes van buite na die skrif toe, en ons praat van eisegese waar mense gedagtes van buite bring en verse soek om hulle gedagte aan te koppel. Nou, 'n lang storie kort te maak, ons gebruik die grammaties, historiese verklaring van die skrif, met ander woorde skrif met skrif, en die skrif in sy konteks, en dan in die konteks van die Bybel in sy geheel. Dis waaroor die boek Openbaring ook gaan. Luister, die boek Openbaring is nie 'n boek wat later net ingevoeg is om die Bybel vol te kry nie. Dis deel van die 66 geïnspireerde boeke van die Bybel, en is vir 'n besondere rede en doel dan ook in die Bybel geplaas. Die 7 hoofmomente het ons moet u hanteer, ek gaan dit nie weer vir u noem nie, en dan die skrywer van die boek was Johannes, hy het die evangelie van Johannes geskryf, die doel van die skryf van die evangelie van Johannes, dat ons kan glo dat Jesus die Christus is. Hy was ook die skrywer van 1, 2 en 3 Johannes, die doel is, dat ons sekerheid van saligheid kan hy 13 keer, kom die gedagte van, sodat jy kan weet, in hierdie boek na vore, en dan Openbaring, sy hoofthema is dat Jesus kom weer. Laasweek het ek met u gepraat oor waarom moet ons kennis opdoen en duidelikheid verkry rondom die boek Openbaring en die wederkoms van Jesus, vir u gesê, omdat die Bybel baie maak van Jesus se wederkoms, sodat ons nie deur die dwaling gevang word nie. Dit dien as 'n waarskuwing teen louheid en koudheid, dit dien as 'n aansporing om te evangeliseer, dit dien as 'n bemoediging vir die wat aan Jesus behoort, en die wagtydperk versterk ons geloof. Ons word nie moedeloos omdat die Here nie kom nie, ons wag met volharding, en die Bybel gebruik ook die illustrasie van die landbouer, wat die saad in die grond sit, en wat doen hy dan? Hy wag vir die reëns, en dan sien hy die plantjies wat opkom, en later haal hy die oes van die land af, en Gerard het ons laat weet, en dankie vir al die gebede, hy is gesond, hy werk weer, die Here was vir ons goed, en hy sê, pa, ons oes nou. En dit wat hulle geplant het 'n tyd terug, oes hulle nou, en dis wat die Here ook sê, ons sal die ewige lewe oes, ons sal hierdie kosbare beloftes wat ons nou aan glo en vashou, sal ons eendag sigbaar voor ons oë sien, 'n werklikheid word, wanneer ons die Here Jesus aanskou. Daarom is hierdie wagtydperk om my en jou geloof te versterk, en ek wil net weer vir u noem, 'n geloof wat nie getoets kan word nie, is 'n geloof wat nie vertrou kan word nie. Jou geloof is nie in jou geloof nie. Jou geloof is in die God van die Bybel wat sy beloftes gee. En elke keer as ons bid, dan sê ons, Here, omdat u sê, glo ons, en daarom hoop ons, en daarom wag ons met volharding, totdat u ons kom haal. Maar dit is die boodskap van laasweek. Ek wil hom nie weer preek nie. Ek dink u het hom gehoor. Vanmôre lees ons Openbaring 1 vers 1 tot 8. Ons lees uit die standaard vertaling van die Bybel, die 53 vertaling, en daar staan die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het,
en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. En ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Besondere gedeelte in God se woord. En ag vriende, ek wil sommer hier van die staanspoor af vir u sê, alles in die boek Openbaring is nie maklik verstaanbaar nie. So as predikante vir u sê, luister man, hierdie is 'n maklike boek, moet hulle nie glo nie. Miskien het hy maar net 'n oomblik 'n brainlaps gehad, dat hy het gesê het, maar hierdie is 'n moeilike boek om te verstaan, maar tog is daar sekere gedeeltes makliker verstaanbaar, en die een verduidelik die ander, sodat ons daaroor kan preek. En ek gaan vanmôre vir u wys, dis nie 'n geslote boek, wat met slot en grendel toegemaak is, dat ons hom nooit kan oopkry nie, maar as ons die regte skrifverklaringsmetode volg, waardeur ons die hele skrif verklaar, dan kom ons uit by die goddelike waarhede wat die Here vir ons wil leer vanuit hierdie boek. Die tema vanmôre dan is Jesus kom weer, verklaring van hoofstuk 1 deel 1, en die vers van oordenking is, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. So die tema vanmôre dan, Jesus kom weer. Nou vriende, ons het verlede week vir u so 'n bietjie statistieke gegee oor die profeseë. Vir u gesê dat 'n 5de deel van die Bybel bestaan uit profeseë. 'n derde van hierdie 5de deel verwys en handel oor Jesus se tweede koms. En as u hierdie statistieke wil hê, kan u vir my e-posadres stuur. Ek stuur vir u die manuskrip aan. Dis so 10 bladsye. Ek kan dit nie uitdruk en vir u uitdeel nie. Dit sal te veel drukwerk wees, maar as u dit verlang, kan ek dit vir u stuur en dit sal ook op ons webtuiste wees as u dit daar wil aftrek. Maar 'n derde van hierdie 5de deel verwys en handel oor Jesus se tweede koms. Daar is nagenoeg 660 algemene profeseë, meer as 330 handel oor Jesus Christus. 109 is al vervul by sy eerste koms en 224 verwys na en sal vervul word by sy tweede koms. Van die 46 Ou Testamentiese profete verwys so 10 na Jesus se eerste koms en 36 na sy tweede koms. Daar is so 1500 Ou Testamentiese verse, gedeeltes en of verwysings na Jesus se tweede koms. 1 uit elke 25 verse in die Bybel verwys na Jesus se tweede koms, en vir elke een vers in die Bybel wat praat van Jesus se eerste koms, verwys 8 na sy tweede koms. Jesus verwys self 21 maal na sy tweede koms, en oor die 50 waarskuwings is in die Bybel waar mense gemaan word om gereed te wees vir Jesus se wederkoms. Het is my hartseer dat hierdie waarskuwings baie duidelik in die Bybel opgeteken is, en baie min mense steur hulle daaraan. In die 216 hoofstukke, soos vervat in die Nuwe Testament, is daar 321 direkte verwysings na Jesus se wederkoms, en 1 uit elke 30 verse in die Nuwe Testament verwys na Jesus se wederkoms. Al 9 die skrywers van die Nuwe Testament verwys daarna, en in die 23 van die 27 boeke in die Nuwe Testament lees jy van Jesus se wederkoms. Met ander woorde, dis baie belangrik dat ons sal kyk na die wederkoms van die Here Jesus Christus. Lukas 12 vers 36 tot 40, en Lukas is die dokter wat die evangelie van Lukas vir ons geskryf het. Dis die mees volledigste vertelling van Jesus se lewe op aarde. 'n Dokter is deeglik, of onderstel om te wees, en hierdie dokter was so deeglik dat hy 'n geweldige lang boek geskryf het, of 'n deeglike boek geskryf het oor Jesus se prediking, sy lewe op aarde, sy sterwe. En in hierdie verse lees ons, en julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Nou, stel u self gou voor, die Here is ons hemelse bruidegom, ons is sy bruid. Nou, u wat getroud is sal weet wat gebeur. As jy die dag by die kerk kan kom, ons wat
jonk getroud is, ek was 21, my vrou was 18, dan sê hulle vir jou, jy kom in en jy sit hier by voorste bank. En dan is daar 'n beweging in die kerk en dan kyk jy, is sy op pad? Is sy op pad? En uiteindelik, dan trek die tannie daar agter hy orgel weg en sy speel daar 'n dientjie wat ons almal ken, en almal spring op en ons ontmoet mekaar in die middel, en die een wat haar afgegee het, gee haar 'n soen en ons stap voor en ons staan voor die kansel en die huweliksbevestiging vind plaas. En dis die gedagte wat die Here vir ons wil gee. Ons moet wag op ons hemelse bruidegom. Ons is so besig met so baie dinge dat baie van ons, en ek wil nie veralgemeen nie, heel moontlik in hierdie week nie gedink het aan. Miskien sal Jesus hierdie week kom nie. Miskien sal hy vandag die bassein blaas en ons kom haal nie. En ek wil u vanmôre aanmoedig hier aan die begin, as ons kyk na al hierdie profesieë en ons sien wat Jesus in die Bybel sê, dat ons opgewonde sal raak en met 'n groter verwagting sal uitsien na die bassein en die koms van ons hemelse bruidegom. Vers 37 sê, gelukkig is daar die diensknegte, vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal kom om gord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nag waar kom en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. So hier is die teleurstelling van die reeks wat ek vir u gaan bring. Ek gaan nie vir u 'n dag en 'n datum en 'n uur gee nie. So as u miskien gedink het, luister, hierdie ou het by een of ander poort ingekom en daar geheime inligting bo van die troon gekry en hy bring dit af aarde toe hier van die kansel en benou nie, moet ek u teleurstel, ek was nie daar nie. Al wat ek kan doen is om die algemene profeseë te sien, ek kyk na wêreldgebeure, ek lees die boek Openbaring en ek kan met vrymoedigheid vir u sê, die koms is baie nader as toe hierdie woorde in Lukas geskryf is. Dat al 2000 jaar verloop, so die koms is baie nader, is jy gereed as Jesus Christus vandag die bassein blaas en sy kinders kom haal. Vriende, seker die mees volledigste boek wat handel oor Jesus se tweede koms en die gebeure rondom hierdie koms, is die laaste boek in die Nuwe Testament, die boek Openbaring, en kom ons val weg en ons begin die verklaring van die boek by hoofstuk 1 vers 1. En ons begin, daar staan die openbaring van Jesus Christus. Ek het sekere woorde onderstreep op die bord, en ek gaan daar die woord hanteer, en dan beweeg ons verder deur die vers, om te kyk wat Johannes vir ons wil leer. En u moet onthou, die Bybel is geskryf in Grieks, en besonder hierdie gedeeltes, sodat ons kan sien wat die Here vir ons wil sê. En Grieks is 'n baie ryker taal as Afrikaans, en ek dink nie ek is 'n Griekse kundige nie, inteendeel, ek dink my Griekse punt was genade en nie verdienste nie. Die feit dat ek hier staan is omdat die Here my geroep het en Dr. Pieter Esou vir my genadig was. Maar die gedagte is, daar so baie bronne wat ons kan naslaan, en hierdie woordjie, die Openbaring, is eenvoudig die woordjie apokalips. Eenvoudig beteken dit 'n onthulling, om te openbaar, om sigbaar te maak of te ontbloot. So as Johannes skryf en hy sê, by Openbaring 1 vers 1, hy sê die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, dan wil hy vir ons sê dat hierdie is iets wat hy onthul. Dis soos wanneer hulle nou 'n gedenksteen onthul, né? Almal kom nader en almal staan daar en die burgemeester staan daar met sy ketTINGs en sy klomp vrouens en alles gebeur, en dan is daar 'n groot partytjie gereël en dit net om daardie toutjie te trek, en dan staan daar, hierdie park is deur so en so gemaak, en as jy 6 maande later by die park kom, dan sien jy nie eens meer die gedenksteen nie, of die onthullingssteen nie, want alles is toegegroei. Maar die beginsel is net, hy was op 'n stadium onthul. Nou, God se woord groei nie toe nie. Dit word nie afgeskeep nie, verouder nie. Die boodskap is vas, soos Johannes het opgeteken het 95 na Christus, so is die woord ook vanmôre vir ons 'n onthulling. Die openbaring van Jesus Christus, die onthulling van hierdie boodskap wat God vir ons wil gee in die boek Openbaring. Daarom is dit hartseer vir my dat kerke nie uit hierdie boek wil preek nie. Ek dink
En is maar 'n opinie van my kant, dis nie so sê die Here nie, dis 'n opinie, ek dink predikant het lui geword. Want dit vat tyd om die woord voor te berei. Dit vat tyd en energie om te sien wat God se woord sê. Nou, Morney wat daar agter sit sal nou vir julle kan sê, hy het ook nou begin so bietjie in die teologie bestudeer en hy kom agter dis harde werk. Ek praat nou die dag met 'n predikant wat sy ouderling saamgevat het vir 'n week seminar. En daai ouderling het na die 3de dag gesê, maar luister, ek gaan boer eerder. Hy's 'n boer gewees, sover ek kon onthou. Hy sê hierdie kopwerk put my uit. Maar dis ons werk as leraars en ons wonderlike roeping om te sien wat sê die Bybel, om vir u te sê wat God vir u wil sê, sodat u op u beurt opgewonde kan raak en weer vir ander kan vertel dat hulle opgewonde raak, nie oor hierdie kerk nie, maar oor die Here Jesus Christus, wat ek glo in hierdie kerk verkondig word. Dis waaroor ons opgewonde moet raak. Hy sê hierdie Openbaring is nie 'n geslote boek nie. Dis nie 'n boek wat toe is en met slot en grendel toegemaak is, sodat niemand hom kan oopmaak en kan verstaan wat daarin geskrywe is nie. Daarom sê Openbaring 22 vers 10, en hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Met ander woorde, die predikante in ons land en in die wêreld moenie hierdie boek as 'n byvoeging sien of as 'n boek wat eintlik nie daar moes gewees het nie, want hy's te moeilik verklaarbaar. Nee, hierdie is die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het oor die dinge wat sal gebeur. So die eerste ding wat ek wil hê jy moet verstaan, dis nie 'n geslote boek nie. Dis nie 'n vreemde boek nie. Dis nie 'n boek wat ons lees en ons sê nou waar kom jy vandaan? Dis deel van God se geïnspireerde geskrifte. Dis die openbaring, die onthulling. En ons sal nou sien die onthulling van wat? Die Bybel sê die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het. En hier is nou die sleutel van hierdie boek, die kersie op die koek, as ons dit so kan uitdruk. Die boek Openbaring handel hoofsaaklik oor die heerlikheid van die verheerse heiland Jesus Christus en beskryf die heerlikheid van die Vader wat hy aan sy seun sal gee as beloning vir sy absolute gehoorsaamheid in die gee van sy lewe as 'n losprys vir die sonde van mense. Ons gaan nou verder sien hoe Johannes Jesus gesien het op die eiland Patmos. En u sal onthou dat Johannes hom boeglam geskrik het. Johannes het hom letterlik in 'n ander bloedgroep geskrik, want hy het Jesus gesien as die verheerse heiland met die merk in sy hande en in sy voete en in sy sy. Jesus vaar op na die hemel en in 'n oomblik sien Johannes hierdie koning wat sal kom om te regeer. En dis waaroor Openbaring gaan, dat mense sal sien hierdie God wat hulle so spot in die tyd waarin ons leef. Die een wat hulle gelykstel aan Boeddha en Mohammed en al hierdie gode is een wat kop en skouers bo hulle uitstaan. Hy is die God wat sal kom om sy heerlikheid te kom vestig. Dis waaroor Openbaring gaan. En ek wil vir u sê, as ons Jesus Christus uit Openbaring uithaal, is dit niks anders as 'n storie nie. Die hele boek gaan oor die een ware mens, Jesus Christus, wat na hierdie aarde gekom het as die Godmens, sy lewe kom gee het, gesterwe het, opgestaan het en gesê het, ek sal weer kom om my bruid te kom haal. So dis waaroor dit gaan. Is God die Vader wat aan Johannes hierdie openbaring gee van die beloning wat Christus sal ontvang. Ek wil vanmôre vir u sê, u moet tog nie dink dat Christus te vergeefs kom sterf het nie. Die Bybel sê in Jesaja 53 dat Vader aan Christus 'n beloning sal gee, 'n erfporsie sal gee, 'n bruid sal gee. Daarom sal elkeen gered word wat God bepaal het gered sal word. Luister wat ek vanmôre vir u sê. Die Here Jesus Christus sal 'n 100% suksessyfer hê aan die einde van hierdie bestel. Hy sal elke een red wat hy in sy hart het om te red. Mense sê vir my, in hierdie week het ek 'n oproep gekry, broer, preek jy die uitverkiesing? Preek jy Calvinisme? Ek sê nee, ek preek die Bybel. U sien, kerk is te veel besig om mekaar te etiketeer. As jy iemand oproep tot bekering, is jy 'n Arminiaan. As jy iemand sê van God se soewereiniteit wat aan die hart werk van 'n sondaar, is jy ewe skielik 'n Calvinist. Noem my wat jy wil.
Ek wil vanmôre vir u sê, daar's 'n God in die hemel wat sy seun gestuur het met 'n bepaalde doel, en dis om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is, sê Paulus. En hierdie boek gaan oor om Jesus Christus die troonposisie te gee, om te regeer vir tyd en ewigheid oor sy kinders in die Nuwe Jerusalem, en dan in besonder ook in die 1000-jarige vrederyk. Ons is te veel besig in die kerk om mekaar te etiketeer in plaas van om besig te raak met Christus en die heerlikheid van die Here Jesus self. U sien in die Nuwe Testament met Jesus se menswording, ons lees dat Jesus, God wat mens kom word, het sy heerlikheid op sy geskuif het. Hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem, sodat hy redding, verlossing en saligheid kon bewerk. Ons lees daarvan in Filippense 2 vers 5 tot 11, en luister gou, as die Here Jesus Christus sy troonposisie verlaat het, en hom gelykgestel het aan die mens, en gelykgestel het aan 'n diensknegt, moenie dink, ek sal 'n makliker en 'n beter lewe op aarde hê nie. Moet tog nie hierdie prosperity ouens glo, hierdie ou met hierdie mooi groot kuif, wat is sy naam, Benny Hinn. Kyk, daai ou het 'n verskriklike netjiese kuif, ek dink hulle spandeer baie geld, om het elke keer reg te kry vir sy TV opvoering, want is definitief nie preke nie. En om Joel Osteen met sy pragtige vroukie wat langs hom staan, en 'n ou het nou dag gesê, sy preek in elk geval beter as hy, ek het nog nie geluister nie, miskien het u al geluister, maar hulle leer vir jou beste lewe is nou. Luister, die Bybel sê vir my, dat Jesus Christus het sy troonposisie vir 'n tyd verlaat, en hy het as 'n diensknegt op hierdie aarde kom wandel. Hy was deur mense gespot en gehoon, hy was geslaan en hy het gesterwe, om op te staan, om vir ons te verseker, dat daar 'n heerlikheid sal wees, waar ons saam met hom sal wees vir ewig. Daarom wil ek vir u sê, as jy 'n volgeling van Jesus is, maak seker dat jy die regte volgeling is, want jy sal ook stryd, hartseer, pyn, misverstande beleef. Hier staan in Filippense 2 vers 5 tot 11, dat hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hierdie gesindheid moet in julle wees, ons as God se kinders wat in Christus was. Wat se gesindheid is dit? Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan Christus gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, sien u? Die Bybel sê nou die kruis en eendag die kroon. Hy sal jou op die regte tyd verhoog as jy jou verneder onder sy hand. Die kerk is te veel besig met om mense te promoveer, om mense op die voorgrond te stel. Luister, Johannes sê, ek moet minder word, sodat hierdie Christus waaroor die boek Openbaring gaan, meer kan word in my lewe. Ek vra jou vanmôre, kry Christus gestalte in jou? Is daar al ietsie meer van Jesus in jou lewe nou, as wat daar laasweek in jou lewe was, en die week voor dit? Daarom het God ook hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Vers 10, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie. Ag, u moet tog nou nie hierdie klomp duiwelaanbidders en ateïste wat soveel prominensie geniet op die internet en op televisie en al die ligtheid gegee word om hulle dwaasheid kwyt te raak. U moet nou tog nou nie dink dat die Here op sy senuwees is in die hemel, dat hierdie ouens miskien sy troonposisie gaan oorvat nie. Psalm 2 gaan luister daarna, ek het dit gepreek so tyd terug. God lag eintlik in die hemel vir die dwaase pogings van mense om hom te ontroon. Hoor wat sê die Bybel? Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, hoor nou, tot heerlikheid van God. Dis die geskenk. Openbaring gaan oor die geskenk wat God aan Jesus gee as regeerder vir tyd en ewigheid. Hy het hierdie prys betaal, hy was bereid om mens te word, hy het hierdie Via Dolorosa gestap, hy het hierdie weg van smarte beleef, hy het daar die eenmalige dood gesterwe, en daarom is die boek Openbaring vir ons so kykie in wat alles sal gebeur voor God die Vader, die heerskappy aan Christus sal gee, as heerser van sy heelal. En ek is gaste hier, nie in hierdie kerk nie, ek is ook 'n gas hier, weet, bestaan skop hulle my miskien uit, ek weet nie, maar die hele gedagte, ons gaan nie vir altyd hier wees nie.
Ons is gaste op God se aarde. Hy is die gasheer en die eienaar. En daar gaan 'n dag aanbreek dat God vir hom die heerlikheid gaan gee. En ek wil vir u sê, ek sien uit na sy regering. Daar sal nie 'n Zuma ondersoek wees nie. En daar sal nie 'n Ramaphosa toespraak wees, waar niemand niks verstaan nie. En daar sal nie 'n oneerlike regering wees, wat kleur of wie ook al nie, daar sal geregtigheid heers. Want hierdie God sal op die troon van die hemel sit. Gaan jy deel wees van hierdie koninkryk, omdat jy aan hierdie Christus behoort. Die volgende gedagte, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon, of diensknegte toon, wat gou moet gebeur. Nou sy dienskneg of diensknegte, is eenvoudig sy kinders, sy weergeborenes, op aarde. U kan gaan lees 2 Timoteus 2:24, Titus 1 vers 11 en Jakobus 1 vers 1. Die skrywers verwys na hulle self as diensknegte van Jesus Christus. Jakobus word gesien as die halfbroer van Jesus, en hy sê ek is 'n dienskneg van hierdie halfbroer van my, want hy's God wat mens kom word het. Aanvanklik het sy eie broers hom nie geglo nie, en dank God die genade dat hulle gered geword het. Hierdie woordjie te toon, in die King James sê vir ons eenvoudig, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants, things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John. Nou hierdie woordjie signified beteken om te toon. Dis nou nie jou groot toon of jou middeltoon nie. Die toon wat die Bybel hiervan praat is eenvoudig om to make known by signs or symbols, but the word also includes communication by words. Met ander woorde, hier begin vir ons so 'n bietjie 'n lig opgaan. Die gordyn word so 'n bietjie oopgetrek. So God gee die openbaring aan Johannes van sy seun Jesus Christus, en hy gebruik simbole en woorde om aan ons hierdie waarheid te kommunikeer. En nou sê jy miskien vir my, maar hierdie simbole is moeilik verstaanbaar. Ek gaan vir een hierdie tyd wys dat sommige van hulle kan ons nie verklaar nie. Jy moet tog nie predikant te glo wat sê die Here het vir my gisterand, toe ek 3 uur wakker word, kom wys wat hierdie simbool beteken, en dan huil en dan vertel hulle vir ons klomp nonsens nie. Want dis wat baie van hulle doen. Daar sekere simbole wat u en ek nie kan verklaar nie. Maak vrede daarmee. Deuteronomium 29:29, die verborgde ding is vir die Here ons God. Maar daar is sekere simbole wat ons kan verklaar, want die skrif verklaar dit. Kom ek wys gou vir u. Die boek Openbaring gebruik simbole, net soos ons dit in verskeie Ou Testamentiese boeke vind. En hierdie simbole word gebruik om 'n bepaalde waarheid of toestand uit te lig. Kom ek gee vir u gou 'n voorbeeld in die Ou Testament. Die Here praat van sy volk as 'n wingerdstok. Nou ek wil vir u sê, ek het nog nie een Jood gesien wat lyk soos 'n wingerdstok met 'n klomp druiwetrosse wat hang nie. Het u al so een gesien? Nou, hulle het nogal bietjie moelas, ek dink is van al die goeie besigheid wat hulle doen, maar hulle lyk nie soos 'n wingerdstok nie. U sal my saamstem. Maar hoor wat sê die Bybel, hy vergelyk sy volk met die wingerdstok, en hy sê in Jesaja 5 vers 3, nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Jesaja gee boodskap aan hierdie volk Israel, en hy vergelyk hulle met hierdie wingerd, die simbool. Hy sê, want wat is daar meer te doen aan my wingerd wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dit het wille druiwe voortgebring? Gaan lees die konteks. So simbole is nie iets vreemds nie. Mense kyk na die boek Openbaring en sê hulle, ons moet hierdie boek nie lees nie, want hier's 'n rooi draak en 'n vrou wat op iets sit, en dis verskriklik. Maak die boek toe, verseël hom, vat prit en plak die bladsye toe, dat die kinders net nie hierdie wrede boek lees nie. Maar as jy die Bybel gaan lees, gebruik God simbole. Hoekom? Want hy wil aan ons iets kommunikeer, om te verstaan. Die Bybel sê vir ons, dat ons moet skuil onder die Here se vlerk. Die Here het nie vlerke nie. Hy gebruik hierdie beeld om vir ons iets te leer. So met ander woorde, as ons die boek Jeremia, Esegiel, die klein profete lees, sien ons hoe die Here hierdie simbole gebruik om 'n bepaalde boodskap oor te dra. Simbole in die boek Openbaring, ek noem vir u gou 'n paar. Openbaring 1 vers 13 praat van die 7 goue kandelare. As ons verder lees, is dit 'n simbool of teken van die 7 gemeentes.
Johannes het nie vir 'n kandelaar gaan preek met 7 kersse wat daarop staan en vir elke kers iets gesê nie. Dit was eenvoudig dat hy hierdie simbool gebruik het, om vir ons te wys, dat hierdie gemeentes dan ook deel uitmaak van God se kerk en of hulle lig skyn. Openbaring 2 vers 1, aan die engel van die gemeente. Hierdie woordjie engel is angelos of die gedagte van 'n engel of 'n boodskapper en dit dui op die leraar. Nou ek is nie 'n engel nie. My vrou sê baie keer vir my ek is een, maar baie min. Ek sê baie meer vir haar. Maar die gedagte van engel is nie soos ons dit wil verstaan nie. Engel is die boodskapper of die leraar wat 'n boodskap moet ontvang. Openbaring 12 praat van die rooi draak. Die rooi draak dui op die ou duiwel, en as jy die konteks in ag gaan neem met die res van die Bybel, dan verstaan ons hierdie simbool beter. En dan praat hy in Openbaring 13 van die dier wat uit die see uitkom met die 7 koppe en 10 horings. En as ons die konteks saam met die boek Daniël in ag neem, dan praat ons van die koms van die antichrist. Maar dit kom met tyd en ek sal dit vir u verduidelik. En as u nie verstaan nie, asseblief, moenie huis toe gaan en sê ek verstaan nie en ek sal seker nooit verstaan nie. Vra en ek probeer beter verduidelik en ek probeer weer 'n keer beter verduidelik tot u verstaan, want ook ek moes 'n paar keer deur hierdie goed gewerk het om by die verstaan uit te kom. Nou vriende, al is dit simbole, mag dit geen sins vergeestelik of geallegoriseer word. Ek luister nou na 'n predikant, nou praat hy van die rooi draak en die vuur wat hy spoeg en hy sê dis kanonne wat hulle gebruik op die oorlogsveld en hulle laai 'n bom en hy skiet en daai vuur wat vooruitkom. Ek dink myself, waar kom jy vandaan? Ek het hom gebel en hom gevra, hoor die oom, was jy in 'n ongeluk? Het jy jou kop gestamp? Want ek sien nie 'n kanon wat vuur uitspoeg en ewe skielik is dit die verklaring nie. Dis om te allegoriseer. Dis om iets in die skrif in te bring. U onthou mos die boodskap van Dawid en die 5 klippies. Die een was geloof en die ander was hoop. Liefde het ontbreek want Goliat is weg. Maar die hele gedagte is net, dis om in die skrif iets in te lees wat daar nie staan nie. Moenie die simbole allegoriseer nie. Doen van die predikante dit? Ja, verseker. Dis hoekom mense verward is met die boek. Ek gaan sekere goed vir u verklaar en sekere goed kan ons nie verklaar nie. Want die Here se woord verklaar dit nie vir ons nie. U moet onthou, daar's 2 prominente verklaringsmetode, die grammaties histories wat ons volg, met ander woorde skrif moet skrif, en dan die allegoriese metode wat ek so pas verduidelik het. Nou gaan ons verder. Nog steeds by vers 1, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur. En nou sit u daar en dink, hulle gou en my gou is nie dieselfde nie. As ek vir my seun sê, luister, gaan haal gou vir pa my pantoffels, en hy vat 2000 jaar om het te bring, gaan na 'n krisis wees. Hy verstaan nie gou nie. Maar kom ons probeer vir u verduidelik. Wat gou is die Engelse woordjie soon, en in die Griekse woordjie is die woordjie takos. Nou takos is nie daai lekker ding wat jy eet nie. Jy ken mos, as jy nou sny gekyk het, dis 'n kinderprentjie, dan was daar ou wat 'n taco, so winkeltjie gehad het, dan eet hulle hierdie takos, lekker dingetjie om te eet. Nou hierdie takos in die Grieks beteken eenvoudig, dit dui op die nabyheid van Jesus se koms. Dis die gedagte van wat gou moet gebeur. Nou van die dag dat Jesus opgevaar het na die hemel, verwag die kerk deur die eeue dat Jesus enige tyd sal terugkom. 2000 jaar het verloop en die vraag is, wat nou? Hoe beantwoord ons die mense wat kritiek lewer en die ateïste en die spotters? Hoe antwoord ons hulle, want hulle sê vir ons, gou by julle en gou by ons is nie dieselfde begrip nie. Ag, die Bybel is so wonderlik, want die Here het geweet hulle sal daar wees. Die Here het geweet hulle sal daar wees. 2 Petrus 3 vers 8. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. God is nie aan tyd gebonde nie. Ek het 'n verjaarsdag, elke jaar verjaar jy een keer. Voel of jy 7 jaar ouer word, maar jy verjaar net een keer. En dan is daar weer 'n jaar en dan is daar 'n dag van jou sterwe. Die Here sê een dag, 1000 een dag. Vers 9. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit 'n vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig. Jy moet tog nie hierdie woord vergeet nie. Hy is lankmoedig. As die Here gekom het, voor 1989 was ek in die hel. Want dan was ek nog 'n sondaar op pad na die ewige verdoemenis, omdat ek Jesus nie geken het nie. Die feit dat ek vanmôre hier staan en vir u die woord kan preek, is omdat hy sy koms ook uitgestel het,
sodat sondaars gered kan word. Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom, vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. U moenie onseker wees daarvan nie. So seker soos ek en nou Lukas vanmôre vir mekaar kyk, en so seker soos ek julle sien en julle my sien, so seker sal die Here kom. Luister, ek is meer seker daarvan as my middagete. En ek weet as middagete want ek het gesien wat Ethel gemaak het. En ek sien nogal uit daarna, ek begin honger raak. Die gedagte is net, die Here sal kom. En u en ek moenie begin wonder wanneer ons op die internet Google. Want mevrou Google of meneer Google, ek weet nie wie hulle is nie. Ek hoor as nou 'n Suri en 'n Yuri en ek weet nie wie ook al wat vir jou goed vertel en vir jou invat in goeters in. En ek het al nog nie ontmoet nie, maar in 'n geval. Die beginsel is net, ons gaan te veel in by Google, dan lees ons wat sê Piet en Koos en Sari en wat sê Nostradamus en wat sê hierdie tannie wat geleef het in die voortrekker jare oor haar voorspellings. Vergeet hulle. Die Here sê, hoekom wil ons vertroue stel in die mense kinders, wie se asem in hulle neusgat is, en in 'n oomblik is dit weg. God se woord staan vas deur die eeue. Jou oupa se oupa se oupa se oupa se oupa het hierdie selfe woorde gelees. Maar die dag van die Here sal kom. En die enigste rede kom hy nog nie gekom het nie. Miskien is jy vanmôre nog nie gered nie. Miskien is jy vanmôre op pad hel toe. Miskien is jou pad na God se toren. Jy besef dit nie vanmôre nie, en God se lankmoedigheid is oor jou. Daarom wat gou moet gebeur, en dan die gedagte van gou, in die lig van die ewigheid. Luister, van die skepping tot nou ongeveer 6000 plus jaar verby gegaan. Ek wil vir u sê, dis niks in die lig van die ewigheid nie. Daarom dank God vir sy lankmoedigheid. Ek gaan verder aan, vers 1. En wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Openbaring is die enigste boek in die Bybel wat deur God se engel of engele aan sy boodskapper en diensknegt Johannes oorgedra is. Ag, en nou wil ek u tog net iets vra. U sal sien dat engele 'n geweldige rol in God se finale plan met die aarde gaan speel. Pas op net vir die misleiding van ons tyd rakende engele. Ek weet nie of u agtergekom het nie, maar baie mense word oor die kop geslaan met iets. Hulle lees iets in die Bybel. En dan gaan hulle vir die volgende jaar aan met dit in hulle kerk, tot hulle sien die mense raak nou verveeld met dit, dan begin hulle met die volgende ding. En engele was op 'n stadium, soos die Engelsman sê, hot topic gewees. Nou ek en Ethel het op 'n stadium 'n sopdieet gevolg. Wat het 'n dag gehou? Ons het die res van die sop in potte gesit in die vrieskas en 'n dag gelê tot ons dit weggegee het. Nou, party van die kerke is so met die engele. Hulle lees van 'n engel in die Bybel, dan begin hulle, elke ou het sy guardian angel, en 'n ander vrou sê nou die dag, man, om 'n kind groot te maak, het jy 2 engele nodig. Hierdie 2 engele werk 24 uur skofte en hulle kry danger pay om hy kind net groot te maak. Die ander een sê, ek het hierdie engel gesien, kom in my sitkamer, en hy het aan my verskyn, en hy het seker opdragte gegee. Gaan na Koemboeke toe, elke nou en dan het hulle 'n hot topic, van een of ander dwaling, wat een of ander sogenaamde prediker, wat sogenaamd van God iets gehoor het, vir hulle gesê in hulle skryfboeke, en die ouens word skatryk. Luister, ek sal later 'n boodskap preek oor engele, en wat God se doel met die engele is. Vanmôre gelees hoe Gabriël gekom het na Sagaria, en Gabriël gekom het na Maria, hierdie heilige wese voor wie hierdie mense eintlik gevrees het, was 'n boodskapper van God. Jy en ek is nie die senterpunt van hierdie heelal. En alles draai om ons, en ons engele is om ons, en ons is hierdie grand en glamour lewe. En hulle sorg dat ons nie ons voet stamp nie, en hulle sorg dat ons kar stamp nie, en sorg dat ons die COVID kry nie, en allerhande goed, jy vergeet daarvan. Hulle is boodskappers van God, ja, dienende geeste om God se heiliges ook op te pas, want ek dink was dit nie daarvoor nie, was ons almal al dood. Want die Bybel sê die duiwel is 'n mensemoordenaar. Maar ek wil vir u sê, God stuur hierdie boodskap deur sy engel aan sy diensknegt Johannes. Pas op net vir die misleiding van ons tyd rakende engele. Openbaring, ons is by vers 2. Uiteindelik, vers 2, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Nou wat beteken dit? Eenvoudig. Johannes het net so getrou alles weergegee wat hy ontvang het rakende Jesus se tweede koms, as wat hy in die evangelie van Johannes opgeteken het rakende Jesus se
eerste koms. Hy begin en hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alle dinge deur hom ontstaan, sonder hom het die een ding ontstaan wat ontstaan het nie, uit hom, en u ken die res van die gedeelte. Wat probeer ek vir u sê? Johannes kom en hy gee 'n ware weergawe van Jesus se eerste koms. En God kies hom, om dan ook hierdie ware weergawe van Jesus se tweede koms, of sy wederkoms, vir ons deur te gee. En dis waaroor die boek Openbaring gaan. Baie interessant, Openbaring 1 vers 3 sê, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat het hoor, en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Daar is 7 saligsprekinge in die boek Openbaring. Wie van julle het al opgetel? Onthou jy, ons het deur die boek Matteus gewerk, Matteus 5. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Ons het al die saligsprekinge hanteer. Wat beteken salig? In die hoogste mate gelukkig, of gelukkig, nee, of geseënd. Dis wat salig beteken. Nou, 7 saligsprekinge in die boek Openbaring. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en dit hoor, en bewaar. Ons sal later 'n bietjie daarby stil staan, maar hier is een van die saligsprekinge. U sien, lees, hoor en bewaar beteken, ek lees, en dan hoor ek as daaroor gepreek word, of ek doen navorsing daaroor, en dan oordink ek dit in my hart. Luister, ons moenie in die môre die Bybel lees, en voor ons by die deur uitgaan, het ons vergeet wat ons gelees het nie. Bewaar dit in jou hart. Nou, ons almal wat ouer is as 50, sal nou weet van liefdesbriewe. Lees daar WhatsApp die mense mekaar, nee? Maar as jy 'n briefie van jou girlfriend kry, hy's gewoonlik bietjie met sent gespuit gewees. Nou, ons was ook romanties vir julle jong mense wat dink, ons ou mense was niks eintlik nie. En dan ruik jy die reuk, en jy lees die brief, en as jy by jou huis uitgaan, het jy nie vergeet wat daar staan nie. Inteendeel, jy swee werk toe, want sy het vir jou 'n brief geskryf, en jy ruik die heel dag hierdie brief wat sy vir jou geskryf. En vanaand kom jy weer by die huis, en jy ruik bietjie, maar ek was ook bietjie moranties in my tyd, ek het dit ook gedoen, en dan lees ek weer die briefie, en ek sien wat daar staan, en dis presies wat die Bybel sê, lees, hoor, bewaar. Moenie oor die Bybel lees, soos 'n mens 'n dokument in 'n scanner sit, en hy hardloop deur, en die dokument kom uit, en jy stuur hom aan nie. Lees, hoor, bewaar, wat daarin geskrywe staan, dan sal jy in die hoogste mate gelukkig wees. En dit geld vir ons jong mense, dit geld vir ons middeljariges, dit geld vir ons ou mense. Die volgende saligspreking, en ek gaan afsluit met die saligsprekinge, Openbaring 14 vers 13. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid, en hulle werke volg met hulle. Salig is die wat in Christus sterwe. Luister, almal wat doodgaan, gaan nie hemel toe nie. U weet dit seker. Mag die Here genade gee vir die predikante wat so lieg van die kansels, dat hulle by die kruis sal uitkom. Ek luister onlangs 'n boodskap van 'n man wat begrawe is, en hulle vertel hoe wonderlik hy die Here gedien het, en ek weet hy die Here nie gedien nie. Hoe verkoop jy jou siel aan 'n gehoor, terwyl jy weet daar die persone die Here nie gedien nie? Ek is nie daar om te sê A's in die hemel en B's in die hel nie, maar ek wil vir jou vra vanmôre, is jy in die hoogste mate gelukkig, dat as die Here vandag jou siel van jou eis, dat jy dit sal oopmaak in die heerlikheid van die hemel? Of is jy nog besig met kat en my speletjies met die Here? Is jy nog besig met 'n voorgee lewe? Is jy nog besig met 'n lewe dat een jou so sien en die ander een sien jou so? Wat sien God elke dag van jou lewe? Salig, in die hoogste mate gelukkig is jy, as jy in die Here sterwe. Die volgende saligspreking, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar. Met ander woorde, dit is 'n voorreg vir ons as kinders van die Here, om ons klere rein te bewaar. Ek wil vir u sê, ek hoor al hoe meer hoe Christene of belydende Christene in sonde verval.
Jy hoor al hoe meer hoe die kerk en kinders van die Here sondig uitkeer. Die Here sê, jy moet jou kleed rein bewaar. Wat doen jy as jou kleed bevlek is? Nou, my vrou is verskriklik lief vir wasgoed was. Ek het vir haar 'n nuwe wasmasjien gekoop. En alles wat sy sien, was sy. Maar die wonderlike resultaat as dit uitkom, is dit skoon. Ons kleed word soms vuil deur sonde. Gaan na die kruis, dat die bloed van Jesus Christus jou kleed skoon was. Hoeveel keer 'n dag? As jy 5 keer 'n dag Sondag gaan 5 keer na die kruis toe. Die Here sê vir Petrus 70 maal 7. As die Here van Petrus verwag het om so ruimskoots te vergewe, sal hy ons ook vergewe, maar pas op dat jy die genade nie misbruik deur sonde te doen en te sê daar sal vergifnis wees nie, want elke vergifnis of elke ware vergifnis of keer wat jy vra vir vergifnis word voorafgegaan deur berou van jou sonde, 'n spyt oor wat jy gedoen het en 'n begeerte om weg te draai van daardie sonde. Ag, laat jou klere elke dag gewas word in die bloed van die lam. Die volgende saligspreking: in die hoogste mate gelukkig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Jy is vanmôre genooi. Het jy al daardie uitnodiging aanvaar? Het jy al op daardie punt in jou lewe gekom waar jy in jou sonde toestand voor die Here neergeval het en gesê het, Here, ek is moeg vir kerk speel. Ek gee voor wat ek nie is nie. U weet, in die week lewe ek vir die duiwel en Sondag leef ek vir u. U weet dit en ek weet dit, die res van die gemeente weet dit miskien nie, maar Here, ek kom vanmôre na u toe. U nooi my na die bruilofsmaal en ek bely voor u ek is 'n sondaar, en as die bloed my nie reinig van my sonde nie, sal ek die bruilofsmaal nie tegemoet kan gaan nie. Hier is ek, vergewe my. Die Here sê, in die hoogste mate is jy gelukkig as jy deel is van hierdie bruilofsmaal. Jy is genooi. Gaan jy wees as daardie gelykenis wat Jesus vertel, wat sê, nee, ek het 'n vrou getrou, of ek het 'n of ander os gekoop, wat ek nou is gaan uittoets op die land, of ek is besig met hierdie besigheid, of ek is besig met hierdie ding by my skool, of ek wil hierdie ding bereik in my lewe. Jy weet nie eens of jy môre gaan sien nie. Gister gehoor van 'n jong seun, 16 jaar oud, dood aan COVID. 16 jaar. Dan vra ek vir jou vanmôre, is jy gereed vir die bruilofsmaal van Jesus Christus? As jy is jy in die hoogste mate gelukkig. Openbaring 20 vers 6, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as koning regeer 1000 jaar lank. Vriende, hier is die eerste opstanding. By die wegname van die kerk van die Here Jesus sal die dode wat die stem van die Here hoor sal opstaan, en daar sal hierdie kosbare ontmoeting wees. Die eerste opstanding is die opstanding om by Christus te wees. Die res, soos hier aangedui, bly in die graf, en jy sal sien, hier sal die laaste opstanding plaasvind, en dan is die poel van vuur. Wat die Here sê, wat die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En daar is baie mense wat vir my sê, ag man, hier is ou mense stories, of wat skryf daaroor, of wat praat daaroor. Is ou mens storie, julle maak mense bang daarmee. Nou luister, ek wil jou nie bang maak nie, want ek het dit nie gesê nie. Ek hou nie van bang maak stories nie. Ek is nie lief daarvoor nie, ek kyk nie flieks wat bang maak goed in het nie. Ek hou van golf, want dit maak my nie bang nie. Maak my bang as ek baie keer self op die golfbaan kom, maar dit daar gelaat. Die gedagte is, salig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Ek vra vanmôre vir jou, gaan jy deel aan die eerste opstanding? Hoe weet jy gaan deel aan die eerste opstanding? Jou sonde is vergewe, jy behoort aan die Here Jesus Christus, en jy leef vir hom. Dis nie jy bely met die tong, en jou lewe wys iets anders te nie. As jy met jou hart glo, en met jou mond bely, sal jy gered word, en dit sal sigbaar word in jou lewenstyl. Die voorlaaste saligspreking, kyk ek kom gou, salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Ek weet nie wat baie predikante eendag vir die Here gaan sê, omdat hulle nooit uit hierdie boek gepreek het nie. En ek wil nie namens hulle praat, of ek gaan ook nie namens hulle rekenskap gee nie. Ek gaan vir my eie lewe rekenskap gee. Maar die Here sê, in die hoogste mate is jy gelukkig, as jy die woorde van hierdie profesie bewaar. Dit oordink, dit bepeins.
Die laaste saligspreking, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. As u net die voorafgaande verse lees, sê die Bybel, in die hemel sal nie inkom iets wat onrein is. Leenaars en sodomiete en diewe en rowers en al hierdie sondaars nie. Hulle sal nie deel hê aan die koninkryk nie. Hoekom nie? Want jou werke verklap maar net wat in jou hart aangaan. Luister, wat hier binne is, sal na buitekant toe na vore kom. Dis onmoontlik dat jy binnekant gereinig is en buitekant is daar geen vrug nie. Dis gans onmoontlik. Ek vra in hierdie môre vir jou, is daar vrede in jou hart omdat jy sy gebooie doen? Ek wil vir u sê, as ek aan die einde van 'n dag kom en ek kyk terug oor my dag en ek sien ek was getrou aan die Here, dan klop my hart so bietjie ekstra. Ek dink dis hoe my hart uit ritme is. Want as daar wat ek nie altyd doen wat God vir my sê nie. En daardie skuldgevoel, ag Here, vandag het ek weer kwaad geraak vir hierdie ou wat voor my ingery het. Vandag het ek weer nagelaat om werklik u woord te bepeins. En Here, vandag miskien van iemand gepraat wat ek nie moes van praat nie. Dit breek jou hart. Maar die Here sê in die hoogste mate gelukkig is hy wat sy gebooie doen. Hy wat die Here lief het en sy naaste lief het soos homself en dit doen wat God van ons vra. In die hoogste mate gelukkig. Ek sluit af. Wat Johannes wil kommunikeer is eenvoudig dit. In die hoogste mate gelukkig is diegene wat moeite doen om die boek te lees, te bestudeer en ter harte te neem, want die tyd is naby. Ek wil afsluit met die woorde en ek gaan dit nou op die bord sit nie, dit is in my notas. Ek beskou my vanmôre self as 'n wagter op Sions mure. En ek wil vanmôre jou waarsku uit Esegiel 3:17, mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant af waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie aan die goddelose, vir sy goddelose weg, om hom te waarsku daarvan nie, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Hy sê verder, Esegiel 33 vers 11, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis, ek het geen behaag aan die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Ek vra jou vanmôre, wat is vir jou belangriker as Christus? Wat is vanmôre vir jou belangriker as Jesus Christus? Ek wil vanmôre vir jou sê, dit sal jou duur te staan kom in die dag van die oordeel. Maar vanmôre wil ek jou nooi, as wagter op Sions muur, om te buig voor hierdie wonderlike God en te sê, Here, net soos ek is, geen hulp naby, alleen u bloed gestort vir my, getrek tot u deurboorde sy, o lam van God te kom. Here, ek sien nie kans om te sterwe sonder u nie. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons is opgewonde as ons die laaste boek in die Bybel bestudeer, want ons sien dat die koningskap aan Christus behoort. En mag u genade gee, Here, dat ons wat hierdie woord hoor, dit nie by ons sal laat verbygaan, en op die einde van die dag die oordeel tegemoet gaan, en by u hoor gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Dierbare Here, ek pleit en ek vra dat elkeen wat hierdie boodskap hoor, ek sluit myself daarby in, dat ons dit ter harte sal neem, seker sal maak ons ken u, en dan op so 'n manier sal leef, dat ander 'n begeerte sal hê om u te leer ken. Dat ons nie 'n skandvlek op u naam sal wees, en skade aan u koninkryk sal doen nie. Ons moet u evangelie verkondig, help ons om dit te doen, met 'n nuwe ywer, omdat ons weet die tyd is naby. Seën vir ons, Here, met die prediking van u woord, en mag u self dan ook die naprediker wees, tot eer van u wonderlike naam. Amen.